Daar sê, goeiemôre. Ons is by Sondag 27 April. Kan julle onthou waar was julle laasweek hierdie tyd gewees? Nee? OK, great. Ek is nogal 'n baie nostalgiese mens in die opsig dat as iets lekker gebeur het, of iets groot gebeur het, dan sal ons altyd die volgende week, daai tyd sal ons sê, kan julle onthou wat het ons laasweek die tyd gedoen? Is al van julle wat ook so is? Ja, wat het ons laasweek die tyd gedoen? Wat was groot omtrent laasweek gewees? Ons het die opstanding natuurlik. Dit was groot gewees. So Paasfees is nou net verby. Nou wat nou? Was nou net Paasfees gewees. So wat nou? Kom ek gee vir u 'n ander prentjie. Die ander prentjie wat ek vir u wil gee, dink nou maar net laasweek Saterdag was jy op die month-end salty crack snack. Wie van julle verstaan nog wat dit beteken? Kan julle nog onthou? Van die jonger mense weet nie wat is die month-end salty crack nie. Daar is the beginning of the month salty crack snack. Dan is hy salty crack gestek met caviar en salmon en cream cheese en jong, hy staan soms so hoog. Maar dan sê die advertensie as hy laaste ene so uitgegooi word, as die month-end salty crack snack. En as jy selfs die laaste salty crack snack het nog steeds groot waarde. So die voorbeeld, die illustrasie wat ek gee is laasweek Saterdag was jy op die month-end salty crack snack gewees en jy het geweet Sondag as dit kom gaan jy die krummels moet uitskit. Want jy is op die laaste. En Saterdag aan kyk jy die lotto en jy sê vir jou vrou, "Oh my goodness, ons het die lotto gewen. Ons het 19 miljoen rand gewen." Hoe sê jou week hierdie week anders se gelyk het? Sou nie hier gesit het. Nou waar sou jy gewees het? Ek hoop jy sou hier gewees het om dankie te sê en tiende te betaal. Dis maar vir die kerk bid. Kom aan, hoe sou jou week anders se gelyk het? Sou dit anders gewees het? Natuurlik sou dit anders gewees het. Sou jy hierdie week month-end salty crack snack geëet het? Nou is. Jy sê nie salty crack, jy sou net die caviar en die salmon geëet het, né? Jou week sou totaal en al anderste gewees het, want iets groot, jy sou dalk vir jou man of vir jou vrou sê, jy kan nie dink waar was ons laasweek gewees nie. Oh my goodness, dit het so sleg gegaan. En kyk, waar sit ons vandag? Miskien sit jy al langs die see op 'n tropiese eiland met 'n glasie Coke of lemonade in die hand en jy kyk sy uit oor die beach en jy sê, ja, julle laasweek hierdie tyd. Maar kyk, waar is ons vandag? So die prentjie wat ons het, wat die kruis vir ons gedoen het, is dat die woord van die Here sê ons vir ons was dood deur ons misdade, ons sondes, ons oortreding. So nog 'n prentjie wat ek gee is laasweek Saterdag aand was jy op jou doodsbed gewees. Ja. Jy was in die doodsroggel gewees. Dit het met jou baie sleg gegaan. Jy kon nie asem kry nie. Daar was 'n benoudheid oor jou gewees. En ek weet nie of jy al gevoel het as jy dood aan die voordeur klop nie. En sommer aan die agterdeur klop nie. Daai benoudheid en sonoggend kom iemand en iemand lê vir jou hande op. Jy staan op in 'n nuwe lewe. Kom aan, moet anders te lyk. Kom aan, dit moet anders te lyk. So laasweek was jy opstandig geweest. Hoe lyk dit vandag? Waar is jy vandag? Is jy nog bereid om nostalgies te raak oor waar jy was en waar jy vandag is? So laasweek was dit Paasfees geweest. Ons het 'n man wat verjaar hierdie week. Donderdag gaan hy nog werk toe as 'n werknemer, maar Vrydagoggend is hy 'n pensionaris. So Vrydag gaan hy sê, my lewe lyk anderste. Dit lyk nie meer dieselfde nie. So kom aan kind van die Here, jy was dood deur jou sondes, deur jou oortredinge. Is 'n week later. En hoe lyk dit nou? Hoe lyk dit nou? So laasweek was die opstanding gewees. En hoe lyk dit nou?
hoe lyk dit nou? Waartoe het jy aanbeweeg? En ons ek gaan begin om vir 'n prentjie te skilder net om te sê hoe het ons by Paasfees uitgekom. Hoe het ons gekom by die kruis? Ons het gekom by die kruis reeds van die begin af in Genesis 3 vers 15 sê God aan Satan dat ek sal vyandskap stel tussen in jou saad en die saad van die vrou met verwysing na Christus, dat haar saad sal jou kop vermorsel. Ons weet dat hy die belofte aan Abraham bevestig in Genesis 22 vers 18, wat sê dat alle nasies sal deur jou saad geseën wees. Dis deur die profete is dit gespreek en so aan, terwyl hulle dit nie verstaan nie, weet ons dat die Here Jesus is gebore in Bethlehem, conceived by the Holy Spirit, born of a virgin, en mense het dit nie verstaan nie, want mense het hierdie ding gesê, is hy nie die seun van die timmerman nie. Dan lees ons die boodskap van die Here Jesus wat sy bediening begin, reis na al die klein dorpies, verkondig die koninkryk van God, doen baie wonderwerke, vertel baie gelykenisse, hy raak die siekes aan, hy voed die mense wat honger is, en sekerlik moet 'n man soos hy gekroon word as koning. Die disippels het al begin uitsien na 'n posisie wat hulle in hierdie regering sou kry, maar die boodskap van die Here Jesus is nie in lyn met menslike verwagting nie, nie in lyn met hulle hoop en met hulle begeertes nie, wat eindig daarin dat hy baie keer dat hy mense bestraf en vermaan omdat hulle nie verstaan nie. Met sy aanloop na die heilige week, Holy Week, verander die gesprek van Jesus. Dit raak meer direk, alhoewel hy in die evangelies baie praat, dat hy is om die wil van die Vader te doen, die Vader se koninkryk. Kort voor sy inhegtenisneming in Lukas 18 vers 33, en nadat hulle hom sê die Here Jesus hierdie woorde, hy praat uit die mond van die profeet, en hy sê vir sy disippels, en nadat hulle hom gegeesel het, met verwysing na homself, sal hulle hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan. So die Here Jesus gebruik direkte woorde, om vir sy disippels te sê, wat gaan gebeur? Hulle moet weet, hy wil hulle nooit onseker, sê nie, maar vers 34 sê, maar hulle het niks hiervan begryp nie, en hierdie woorde was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. So, dit is met hierdie hart wat die disippels heilige week ingaan. Ons lees egter dat die woorde hulle ontstel, dat hulle bang maak, en dan lees ons van die triomfanklike intog in Jerusalem, daardie Palmsondag waar hy verwelkom word deur die mense. Jesus gaan Jerusalem in, die mense verwelkom hom, ons lees van die reiniging van die tempel, ons lees die hele week die gebeure rondom purification, en dan lees ons die donderdag van die verskriklike slegte verraad, wat plaasvind waar Jesus verraai word, dis die donderdag. Ons lees van die Vrydag van die verhoor, die leuns by die verhoor. Ons lees die Vrydag van die skande op die kruis, en dan natuurlik die Sondag, die victorious resurrection, die triomfanklike opstanding van Christus uit die dood uit, en ons lees van wat ons laasweek herdenk het, die 3 dae, the 3 days that reshaped human history. 3 dae wat die geskiedenis van die mensdom verander het, wat jou lewe onherroepelik kom verander het. Gevolglik moet ons die vraag vra, as ons sê, dit is die grootste dag, wat nou? Ek sê vanoggend vir die Engelse mense, hulle het dit nie geweet nie, hoekom hou ons kerk op 'n Sondag? Sabbat is op 'n Saterdag. Die opstanding, absoluut, dis hoekom die kerk by mekaar kom op Sondag, want ons vier die opstanding van Christus. Daar die heel eerste oomblikke, net na die opstanding, het hulle mekaar nie gegroet met hallo en how's it en wat ook al nie, hulle het nie gegroet nie, hulle het mekaar gegroet met die woorde om te sê, hy het opgestaan,
En die teruggroet was, ja, hy het waarlik opgestaan gewees. Ja. Dit was 'n groot gebeurtenis, dit was amazing gewees. So die vraag is, hoe beweeg ons aan net na Paasfees? Ons lees van net na die opstanding van die Here Jesus, wat twee Emmausgangers, twee persone op pad na Emmaus toe, lees jy die twee manne, die een is moontlik 'n vrou gewees, op pad na Emmaus toe, die Here Jesus sluit by hulle aan, en ons lees dat hulle terugdraai na Jerusalem toe. En so dink baie mense dat hulle moet teruggaan na Jerusalem toe, maar ek wil vir julle sê, as kerk kan ons nooit teruggaan na Jerusalem toe. Ons kan nooit terugdraai na die kruis toe nie. Die kruis was 'n plek van skande gewees. Dis nie vir ons om na die kruis toe te draai nie. Die kruis, in Engels sê ek, it propelled us forward. Die kruis het ons in werking gestel, het ons in beweging gesit. Ons kan nooit terugdraai na die kruis nie. Dit is vir die wêreld om na die kruis toe te kom, maar vir ons as kinders van die Here moet ons wegbeweeg van die kruis af. Was nooit vir die kerk bedoel om by die kruis te bly nie. Die kerk moes in beweging gekom het. Die probleem is dat die kerk het in Jerusalem gebly. Ons lees in Handelinge 1 vers 18, waar die Here Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, julle sal uitbeweeg, julle sal weggaan van Jerusalem af, julle sal deur die hele wêreld gaan, en julle sal die boodskap verkondig. So, vandag gaan ek met u kyk, wat het gebeur in die week na die opstanding? Want ek wil glo as ons kan kyk na wat het in daardie eerste week gebeur, en dis mos nou 'n week wat verby is, nê? Ja. Wat het in hierdie week gebeur dat ons kan kyk vir die missie van die kerk om sy werk te doen, to reach the next steps? Wat was die vertrekpunt gewees? Wat het Jesus in die eerste week gedoen, wat ons kan sien wat hy in die eerste week gedoen het? Dan kan ons dalk 'n prentjie kry vir ons verstaan. So sê vir my, wat is dit wat die Here Jesus gedoen het onmiddellik na sy opstanding uit die dood? Wat het die Here Jesus gedoen onmiddellik na die opstanding uit sy dood? Hy het begin om homself te openbaar. Ja. Dis wat hy gedoen het. Die opstanding van Jesus is nie 'n groot geheim nie. Dis iets wat baie goed gedokumenteer is. Daar is baie goeie, God het baie goeie betroubare historians, historikuste, opgerig wat die storie baie goed neergeskryf het. Die opstanding van die Here Jesus is nie 'n geheim nie. Die kruisiging is nie die geheim nie. Dink net as ons 'n geloof gehad het, wat 'n engel moes kom om te sê, nee, hy het opgestaan en hy is na sy Vader toe. Sou ons geloof eg gewees het? Of sou ons geloof gevul gewees het met baie onsekerheid? Nee, die Here Jesus kom en hy openbaar hom. Toe die disippels by die graf kom, toe is daar twee engele. Wat sê die engele? Nee, hy het opgestaan. Die tweede openbaring van die Here Jesus is, die Here Jesus verskyn aan Maria. Maria dink dis die tuinier wat daar is, en toe sy hom sien, toe sê Jesus vir haar, gaan vertel. Gaan na die disippels toe en gaan vertel, en dan lees ons waar die disippels in die binnekamer by mekaar is, en die afwesigheid Thomas is nie daarson nie, en die Here Jesus kom en hy stap in hulle teenwoordig, hy stap deur die deur, nie, deur die deur, stap die Here Jesus en hy openbaar hom en hulle sien hom, en dan openbaar hy homself weer aan die disippels, hierdie keer in die teenwoordigheid van Thomas. Die 5de keer openbaar hy homself by die see waar hulle visvang. Waar hy vir hulle sê, gooi die net aan die ander kant uit, en hy openbaar homself 'n 5de keer, en die woord van die Here sê, in hierdie tyd na die opstanding het die Here Jesus baie wonderwerke gedoen. Hy het baie wonderwerke gedoen. Johannes sê dat hy so baie wonderwerke gedoen dat hulle dit nie eens kan opskryf nie. Dit was net te veel gewees. So die Here Jesus kom en hy openbaar homself. Nou, u moet onthou dat ek het vir u gelees in Lukas 18 vers 33 en 34 is dat die Here Jesus voorspel hierdie dinge.
En vers 34 sê, maar omdat hulle nie kon sien nie, het hulle nie verstaan nie, so wat die Here Jesus nou doen onmiddellik na sy dood, is om vir hulle 'n prentjie te bring. En wat hy kom doen, is hy kom bevestig hulle geloof. Hy kom maak hulle geloof 'n werklikheid. Hy kom maak hulle geloof 'n realiteit. Hy gee vir hulle 'n prentjie, en wat hy nou doen, is hy wys vir hulle dit waarop hulle gehoop het. Die ondenklike kom hy, en hy kom wys dit vir hulle, en hy gee vir hulle 'n bewys van die onsienlike dinge. Nou daai sin wat ek nou net vir julle gesê het, kom net so uit die woord van die Here uit. Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan nou is 'n vaste vertroue van die dinge waarop ons hoop, en dis 'n bewys, dis 'n sekerheid van die onsienlike. So die Here Jesus kom en hy bevestig hulle geloof, hy wys vir ons dat die opstanding bring vir een en elkeen van ons hoop. Kom aan kinders van die Here, die opstanding bring vir ons 'n wonderlike hoop, en die opstanding kom en dit bevestig ons geloof. Anders sou ons nie geloof gehad het nie, en ons sou nie hoop gehad het nie. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid vir ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, en dit het hy dit gedoen deur die opstanding van Christus uit die dood uit. Dis ons wonderlike hoop. Ons het 'n lewende hoop. So onmiddellik na die opstanding van die Here Jesus, kom die Here Jesus en hy sê, ek wil julle geloof bevestig. Dit waarop julle gehoop het, wil ek kom, en ek wil dit vir julle 'n realiteit maak. En ek wil vir julle sê, kinders van die Here, dat geloof is iets wat jy by God ontvang het. So wonderlike geskenk is wat 2 Petrus 1 vers 1 sê, hy sê, ek skryf aan almal van julle wat 'n kosbare geloof ontvang het. Jy het 'n kosbare geloof ontvang, en die geloof het jy ontvang toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan. En nou kom hy en hy bevestig hierdie geloof, maar kom ek sê vir jy, jou geloof moet jy watch. Jou geloof moet jy voer, jou geloof moet jy voed. Jy moet na jou geloof kyk. Geloof is 'n geskenk wat jy gekry het, maar ek wil vir jou sê, die vyand is daarop uit om jou geloof van jou te steel. Hy wil dit van jou roof, hy wil dit van jou wegvat, so jy met jou geloof moet jy voed, jy moet dit oppas. Ek het dit so rukkie terug vir u gesê van Reverend Boller, wat vir die John Wesley, die stigter van die Methodiste kerk, wat hy hom bemoedig, en hy sê, my brother, preach faith till you have it, and then because you have it, you will preach faith. Die kerk moet die taal van geloof praat, ons moet oor geloof praat, soveel as wat ons kan. Ek is mal om oor geloof te praat, hoekom? Is omdat dit 'n uitdaging is. Ons geloof moet ons voed, ons moet dit aanhoudend, moet ons dit voed. Nou, ek het reeds vir u gesê, die woord van die Here sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue van die dinge wat ons hoop, en is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en ons moet verstaan that faith is not a vague belief. Geloof is nie 'n vaag prentjie nie, dis nie asof ons deur mis inkyk om 'n prentjie van geloof te kry nie. Nee, geloof is 'n firm persuasion, is 'n ferm oortuiging in die harte van mense en in die gedagtes van mense. It's a steady confidence and a joyful anticipation. Is 'n vaste sekerheid wat ons het, want geloof is baseer op evidence. Ons geloof is gebaseer op feite wat histories, wat dit aangeteken is. Ons geloof is baseer op Jesus Christus wat opgestaan het. Kan ek asseblief 'n amen daar kry? Dis waarop ons geloof baseer is. Jy sit egter mense vanoggend met 'n argument in die hart. Jy moet nie sleg verloor die argument nie, want die argument kom ook by my op baie keer. En die argument van jou hart is dat as geloof dan 'n versekering is.
As geloof dan 'n oortuiging is, as geloof vir my 'n bewys is van hierdie dinge, dan het ek nie geloof nie, omdat my geloof gemeng is met baie twyfel. Kom aan, ervaar julle dit nie ook so in julle hart nie? Jy wil vir my sê nie, dat jy sê geloof is 'n sekerheid. Want dis wat geloof is. Jy wil vir my sê geloof is 'n vaste oortuiging. Maar nou sa twyfel in my hart. So beteken dit dat my geloof nie reg is nie. Beteken dit dat my geloof nie volledig is nie. So as dit gemeng is met so baie twyfel, het ek dan 'n egte geloof, en ek wil hê jy moet verstaan, dis wat Jesus kom om onsself onmiddellik te openbaar, juis vir hierdie ding, om vir ons geloof vir ons eg te maak, om dit vas te maak. En vanoggend wil ek dit met u doen, en ek wil vir u 'n illustrasie gee, is dat faith may be mixed with doubt, but faith is what believe. So jou geloof mag gemeng wees, miskien met baie twyfel, maar geloof is nog steeds dit wat glo, en dit kom van God af en is 'n kosbare geskenk. So die illustrasie, en ek het dit jare terug, vir u wat al jare terug hierso is, sal die illustrasie onthou, is dat as jy 'n bietjie suiker vat en 'n bietjie sout vat en dit met mekaar meng, en jy proe dit, dan proe jy 'n baie snaakse mengsel. Jy kan nie eintlik sê wat jy proe nie, maar as jy proe, gaan jy effens 'n tikkie soet proe, en die soet wat jy proe is die soet van die suiker. Die sterk wat jy proe is die sterk smaak van die en die sterk smaak wat jy proe is die sout, maar die soet en die sout is daarso. Die feit dat daar 'n skerp smaak is, sê nie daar is nie soet nie. So doubt is what questions and faith is what believes. Jou twyfel gaan altyd bevraagteken. Dis wat twyfel doen. Twyfel bevraagteken die werklikheid. Die twyfel bevraagteken die bewys. Dit bevraagteken die sekerheid, maar die geloof is dit wat bevestig. Die geloof is dit wat seker is. Daar kom 'n man in die evangelie na die Here Jesus toe, en hy sê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof. Help my in my ongeloof. Die glo was die geloof waarvan hy meer wou gehad het. Hy wou meer van dit gehad het, maar dit was gemeng gewees met twyfel waarvan hy minder wou gehad het. Die geloof wou hy meer van gehad het, die twyfel wou hy minder van gehad het. Die volgende illustrasie wat ek vir u kan gee, is die illustrasie van rook en van vuur. Toe Petrus vir die Here Jesus sê, Petrus sê vir die Here Jesus, Here, u is die Christus, u is die seun van die lewendige God. Dit was die vuur van geloof gewees. Dis die vuur van geloof gewees, maar in die volgende oomblik, in dieselfde asem sê hy, Here, u sal nooit na die kruis toe gaan nie. En dit was die rook van twyfel gewees. Was die rook van ongeloof gewees. So jou geloof is soos vuur en jou twyfel is soos rook, maar hulle is altyd saam gemeng. Die een bestaan saam met die ander ene. Calvin sê, unbelief is in all men always mixed with faith. Maar wat voer jy? Wat voer jy? Waarna soek jy? Waarop is jou fokus? Want jy mag mismoedig voel as gevolg van die rook. Maar hoe sê die ou gesegde? Waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie. Kinders van die Here, jy moet verstaan, asseblief, die Here Jesus kom bevestig dit onmiddellik na sy dood. Jy kyk na die twyfel in jou hart. Maar geloof is 'n kosbare geskenk wat God vir jou gee. En jy moet dit soek en jy moet dit voer en jy moet daarop aandag gee, so kyk deur die rook na die vuur. Faith is which believes,
It is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. So wat jy moet doen, is om jou geloof te voed. Jy gaan dit moet voed, dis wat die Here Jesus doen, die heel eerste oomblik na sy opstanding, hy begin om hulle geloof te voed. Hoekom? Want hulle het 'n geweldige groot werk wat hulle moet doen. Hoe gaan ons van die kruis af wegbeweeg, as ons nie geloof het nie? Hoe gaan die kerk sy werk doen, as ons nie geloof het nie? Dis hoekom Here Jesus beginne met hierdie ding van voed jou geloof, sodat jou twyfel nooit jou geloof kan verbyvat nie. Die probleem is met so baie mense, is as die twyfel jou geloof verbyvat. So hoe doen jy dit? You gaze upon the risen Jesus. Jy kyk na Christus, wat die woord van die Here sê, wat die beginner van ons geloof is, sowel as die volleinder daarvan. So terwyl hy jou wegsit op die trek, jy hier wegspring, is hy ook die een wat by die wenpaal staan, om te sê, ons kyk na hom. Matthew, sit vir my musiek aan asseblief. Ek neem vir julle na die derde openbaring van die Here Jesus aan sy disippels. Eerste openbaring, die engele openbaring, tweede openbaring, Maria derde openbaring is, hy kom by sy disippels, en hy openbaar homself. Nou lees ek vir julle Johannes 20 vers 24. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. So toe die Here Jesus homself openbaar aan sy disippels, sê die woord van die Here, daar is een wat nie daar was nie. Sy naam was Thomas gewees. Die ander disippels sê toe vir hom, nou dra hulle die nuus oor, hulle sê vir hom, hulle sê, ons het die Here gesien. Dis wat julle ook sekerlik sou doen. Ons het die Here gesien. Ons het hom gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merke van die spykers sien en my vingers steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. Die woorde wat die woord van die Here Jesus sê, sal ek nooit glo nie. Nou ek persoonlik wil vir Thomas 'n bietjie meer krediet gee, as wat die meeste scholars bereid is om vir hom te gee. Wat is die naam wat Thomas geërf het? Ongelowige Thomas. Ek wil vir Thomas so 'n bietjie meer krediet gee. Geloof dan is 'n bewys. Wat sê Thomas? Ek wil bewys hê. Kom maar, ek wil ook sien. As julle die reg gehad het om te sien en te hoor, ek wil dit ook hê. Ek wil ook hê, ek soek op na geloof. Daar is twyfel in my hart, ek glo wat hy gesê het, maar ek het nodig om my geloof te bevestig. Ek wil 'n prentjie hê, so kom aan, jy het gehoor, jy het gesien, maar wat van my? Wat van my? Hoekom sal Jesus homself aan ander openbaar, maar nie aan my nie? Kom aan, ek wil ook geloof hê. Hy het nie opgegee nie. What he did is he chased after faith. Hy het geloof gaan soek. Vanoggend wil ek vir iemand sê, moenie opgee op jou geloof nie. Moenie opgee op jou geloof nie. Daar is mense soos jy en ek wat soek na geloof. En Jesus kom en hy los nie vir Thomas alleen. Ons lees nie dat hy vir Thomas sê, man, nee, wat doen hy? Hy kom wys hom. Hy kom 'n 4de keer terug waar Thomas by is en hy openbaar hom. Hy openbaar hom. God los nie mense in hulle twyfel nie. Ek wil vir jou sê, God los nie vir jou in jou twyfel nie. Jy mag hier vanoggend sit met wat ook al in jou lewe en hoeveel twyfel en hoeveel onsekerheid en dinge, die wêreld wat jou ongeloof, wat jou twyfel voed. Maar God kom in Jesus Christus. En hy kom na 'n Thomas toe wat die wêreld ongelowig is. En hy sê, Thomas, omdat jy gesoek het, omdat jy bewys wou gehad, die woord van die Here sê, vers 27, en hy sê toe Thomas, daarna sê hy vir Thomas, kom hierso.
Kom hier so Thomas. Bring jou vinger hier en kyk na my hande. Kom Thomas, bring jou hand en steek dit in my sy. Want Thomas, ek wil nie hê jy moet ongelowig wees nie, ek wil hê jy moet glo. Vanoggend gaan ons vir mense bid, en as jy vanoggend hier so sit en jy sukkel met twyfel, dan kom jy na vore en ons bid saam met jou, en daar's niks daarmee fout, om te sê ek sukkel nie. As 'n area in my lewe waarmee ek sukkel, die Here Jesus sê, kom aan Thomas, kom uit, kom druk jou vinger in my wonde, kom druk jou hand in my sy, maar kom sien dat dit ek is. Hoekom doen hy dit? Sodat net soos Thomas ons ook kan sê, my Here en my God. My Here en my God. Jesus wil hê ons moet sien hy is Here en God. En wanneer ons sê my Here en my God, dan antwoord hy vir ons soos wat hy vir Thomas antwoord. Thomas, because you have seen me, you believe. Thomas, omdat jy my gesien het, sal jy glo. Kom openbaar Jesus homself. Kom wys hy homself, sodat ons kan glo. Sodat ons kan glo. Hy wil homself wys. Hy wil homself aan jou openbaar. Hy wil, dis nodig vir hom dat jou geloof gevoed word, dat jy sekerheid kry. Moenie sit met hierdie ding omdat jy sukkel met twyfel. Dink jy nie geloof nie. Nee, jou geloof is 'n geskenk wat jy by God gekry het. En miskien het jy vir te lank in jou lewe, was hierdie twyfel het jou oorweldig. Maar onmiddellik na sy opstanding, begin hy homself openbaar. En ook vanoggend is hy hierso om homself aan jou te openbaar. Om homself aan jou te wys, dat Christus is ons lewende hoop. Hy is ons lewende hoop. So ek wil nie uittrek nie, die diens was vanoggend 'n bietjie langer gewees. As jy wil uitkom vir gebed, asseblief kom uit, ons gaan saam met jou bid en